Dis absoluut sy hart. Sy hart is om ons te verander, om ons nuut te maak en ons geestelik lewendig te maak. Dit is sy hart. En God se plan van die begin af was om te kom en saam met ons te tabernakel. So die woord tabernakel in Hebreëus beteken om in te trek en jouself gemaklik te maak, né? Nee? En wanneer God dit doen, beteken dit ons moet bietjie ongemaklik raak. Want ons kan nie laat hy inkom en nie teen die vlees veg nie. Okay, so ek gaan vanoggend bietjie met julle praat van die belangrikheid, hoekom is dit so belangrik vir ons as volgelinge van Jesus om eintlik gevul te wees met die Heilige Gees. Okay. En ek het aspres die woord volgelinge van Jesus gebruik, want in vandag se tyd, onder ons Afrikaanse mense, is elke tweede mens 'n Christen. Dit is deel van ons tradisie. Ons is 'n Christen nasie. Nee? As jy iemand in Spar gaan kry en hallo Afrikaners, lekker, wat is ons? Ons sal sê ons is Christene. Okay? Maar daar's 'n verskil. Dit voel vir my daar's 'n verskil tussen 'n volgeling van Jesus en 'n Christen. Dit voel vir my die Christen term het iets geword wat ons net rondgooi. Ons is almal Christene, maar het ons toegelaat dat God kom en ons eintlik nuut maak. Geestelik wakker maak, reg? So voordat ek begin, wil ek vir julle vertel dat in die Ou Testament het die Jode gewag vir 'n Messia. Hulle het gewag vir die een wat gaan kom en die een wat alles gaan kom verander. Okay, hulle het geglo hy gaan die ridder op 'n wit perd wees. Hy gaan kom en hy gaan die goewerment van God laat vir hulle 'n werklikheid word. Okay, en in Engels wil ek sê they were waiting for the government of God to be ushered in, that we're going to solve all of their problems. So hulle het gedink hierdie Messia gaan kom en hy gaan al hulle probleme vir hulle oplos. Okay? En die woord Messia beteken gesmeer met die gees van God. Nee? Dis so mooi. Want in die Ou Testament het die Heilige Gees nog glad nie op enige iemand gerus en gebly nie. In die Ou Testament het konings en profete, die Heilige Gees het gekom en hulle bemag vir dit wat hulle moes gedoen het. Okay? En ons lees in die Ou Testament, daar was tot 'n donkie, nee, wat gevul word met die Heilige Gees en hy kon toe praat vir 'n rukkie, maar Heilige Gees het nie gebly nie, hy het weggegaan. Okay, so dit is waarvoor hulle gewag het en die Heilige Gees het nog nooit neergedaal en op iemand gebly nie. Okay? En as ons kyk na al die goeters wat ons kerk leer vir julle elke Sondag, en as julle kyk wat staan daar, lost people saved, saved people posted people, jy weet, die hele storie. En dit wat William elke Sondag preek, van ons moet uitgaan en die een gaan kry. Ons moet uitgaan en Jesus daar buite wees vir mense. Ons moet uitgaan en ons is apostolies, so ons stuur mense uit. Maar ons kan nie dit doen as ons nie gevul is met die Heilige Gees nie. As ons nie verstaan wie hy is en wat hy kom om te doen nie. Amen? Dis goeie nuus julle. Okay. Voordat ek verder gaan, elke volgeling van Jesus moet een vraag beantwoord. Wie is die Heilige Gees en hoekom het ek hom nodig? Okay, want baie gelowiges, en ek het hier die woord gelowiges gebruik vir 'n rede, verstaan hom verkeerd. Ons is bang vir hom of ons ignoreer hom omdat ons hom nie verstaan nie. Maar sonder hom is ons Christelike geestelike lewe fisies onmoontlik. Dis onmoontlik om sonder hom 'n verhouding met Jesus te hê. Dis onmoontlik. Okay? Nou voordat ek verder gaan, wil ek gou-gou 'n bietjie net gou ietsie vas lê. 'n Rukkie terug het ek oor die telefoon 'n conversation gehad met iemand. Die persoon was nogals kwaad gewees vir my en ek het my bes te probeer om gelei te wees met die Heilige Gees en ek het dalk nie die regte goed gesê of gesê wat ek moes gesê het nie. Maar die persoon het vir my gesê ek sal nooit gedoop word nie. Ek sal dit nooit doen nie.
Want ek glo nie dat dat my doop vir my die Heilige Gees gaan gee nie. Dis wat hy vir my gesê het. En toe ek die foon neersit, dink ek, wat sou ek nou vir haar gesê het? Want ek het nou nie verder die conversation entertain nie, ek het hom net ek was dalk nie op die oomblik reg om haar te antwoord nie en ek dink toe na die tyd daaraan en ek dink vir myself, eintlik moes ek vir haar gesê het, jy is heeltemal reg. Jy is heeltemal reg. Jy is reg. Want dit is nie waaroor waterdoop gaan nie. En ek wil vanoggend wie ook al dit kyk sê, ek gaan gou vir julle sê waar gaan waterdoop en dan gaan ek vir julle sê waar gaan doop van die Heilige Gees want ek dink daar's Afrikaanse mense en Engelse mense wat dalk vra het oor dit. Nê? So waterdoop is 'n neerlegging van vlees, self en trots. Dis 'n openbare verklaring waarin ek oorgee aan Jesus, waarin ek sê my ou mens is nou dood. En as ek uit die water uitkom, is ek 'n nuwe mens. En in Galasiërs is daar 'n vers wat sê, die waterdoop beklee jou met Christus. Dit maak jou een met Christus. Dis die opstanding van die nuwe mens. OK? Doop, ek hou daarvan om so aan te dink. Groot doop is 'n vrug van die werking van die Heilige Gees in jou lewe. En ek gaan later in Handelinge vir julle vertel hoekom sê ek so. OK. So vir my, ek is die 15de September 2009 gedoop. En daai dag is een van die belangrikste dae in my Christen lewe, my volgeling van Jesus lewe. Want nou wanneer die duiwel kom vir my sê, Elrien, onthou jy dit wat jy gedoen het? Onthou jy dit wat jy vir daai mens gesê? Is jy regtig so veranderd soos wat jy dink jy is? Kan ek teruggaan en sê, die 15de September 2009 is ek gedoop. En ek het my ou mens neergelê en ek is nou 'n nuwe mens in Christus. Amen. So dit is wat groot doop is en dit is wat dit vir ons beteken in ons lewe. OK. Ons lees in Handelinge dat die Heilige Gees kom partykeer voor mense gedoop is, kom val die Heilige Gees neer oor mense en hulle word gedoop. Ander kere word mense na die tyd gevul met die Heilige Gees, na hulle doop. God het as prins nie vir ons 'n sequence gegee nie, want hy het geweet ons gaan dit net nog 'n godsdienstige ding maak wat ons moet doen. OK, en dit vat alle geloof uit die prentjie uit. OK, so dis goeie nuus julle. Amen. OK. So kom ons gaan aan. Die mooiste ding vir my van die Heilige Gees is dit dat ons ek gaan die Engelse woord gebruik, want daar is nie 'n Afrikaanse woord nie, okay? Ek het gesoek. Okay, en dis direkte vertaling. Dit werk jy uit nie. Sonship. Wie van julle weet wat 'n sonship? Een? Nee. Nee, ek gaan nou vir julle sê, seunskap is die direkte vertaling, maar dit maak nie sin nie. Okay. Kom ons kyk 'n bietjie na Jesus se doop, want Jesus is ons model vir alles wat ons doen. Okay, so in Matteus 3 sien ons dat Jesus is gedoop. En toe Jesus gedoop is, daar staan in die Bybel dat God die hemel oopgeskeur. God was so opgewonde om sy gees oor sy seun uit te stort. Nee, dat die hemel het oopgeskeur en die gees het op Jesus neergedaal en wat het God gesê? Hierdie is my seun in wie ek so baie blydskap vind. Dis wat hy gesê het. In Engels sê hy, in whom I am well pleased. En Jesus het tot dusver nog niks gedoen nie. Hy het niks gedoen om God tevrede te maak in enige manier nie. Hy het 30 jaar gelewe as 'n Jood en as 'n houtwerker. Hy het nog niks gedoen nie. Hy's gedoop en God sê vir hom, hierdie is my seun in wie ek baie trots is. Hy het nog niks gedoen nie. En ons sien dat met daai invulling van die Heilige Gees het die volgende 3 jaar van sy lewe drasties verander. Hy het wonderwerke gedoen, hy het mense genees, hy het demone uitgedryf. Die mense het agter hom aangehardloop. Hy was gevul met die Heilige Gees. Hy was die eerste mens waar die Heilige Gees neergestort het en gerus het op. OK? En ek glo dat hy nie aan die kruis kon hang sonder die Heilige Gees nie.
Want kan jy jouself dit indink? Ek weet nie, jy het die Heilige Gees nodig. Hy moes die Heilige Gees nodig gehad het om te doen wat hy gedoen het. Nee, en ons gebruik hom as 'n voorbeeld vir alles en vir al vir hierdie. So ons kan sê dat sy invulling van die Heilige Gees het sy sonship bevestig. Hierdie is my seun. Jy hoef niks te doen om God se aanvaarding te kry, om gevul te word met sy Gees nie. Dit is sy geskenk wat hy vir jou gee. Amen. Dit is goeie nuus julle. Jesus se identiteit is hier bevestig en ons lees 'n rukkie daarna het hy in die wildernis ingegaan en wat is die eerste ding wat die duiwel vir hom sê? Is jy regtig God se seun? En hoe baie keer doen die duiwel dit met ons nie? Probeer ons terugkry na ons ou identiteit toe, nê? So maklik. Maar die Heilige Gees herinner ons wie ons nou is. Dat ons is God se seun. Dit het vir Jesus krag gegee vir die bediening. So Jesus het 30 jaar as 'n gewone mens gelewe. En met een ontmoeting met die Heilige Gees het sy hele lewe verander. OK. En die Gees het gekom en gebly. En ek het vir julle gesê van die woord tabernakel. Nee, en dit is wat God se plan was van die heel begin af. Vandat hy Adam en Eva gemaak het, is sy plan om saam met ons te tabernakel. Wanneer ons gered word en gevul word met die Heilige Gees, is die Gees verantwoordelik vir die verandering wat in ons lewe plaasvind. Die vrugte van die Gees wat nou binne ons is 'n vrug van die transformasie wat in ons plaasgevind het. Reg? So sonder die Heilige Gees kan ons nie uitgaan om al daai goeders te doen wat ons moet doen nie. Want is die Heilige Gees wat ons bemagtig om dit te gaan doen. Die vervulling van die Heilige Gees is die deur na God se koninkryk. In Johannes 3 kom Nikodemus na Jesus toe in die geheim, want hy wou nie gehad dat die mense moet sien en hy vra vir hom, "Hoe word ek weergebore?" En Jesus sê vir hom, "Dis wanneer jy kan net die koninkryk ingaan as jy deur water en deur Gees weergebore is." En dan sê Jesus 'n rukkie daarna sê hy, "Dit is die Heilige Gees wat vir jou wat jou geestelike lewe geboorte gee, wat geboorte gee aan jou geestelike lewe." Nee? So dis net hy wat ons kan wakker maak. Hy maak ons een met God. En hy bemagtig ons om te doen wat Jesus gedoen het. OK? En dit is hoe God sy plan vir die wêreld gaan vervul. Is die Heilige Gees in ons. Nou ek wil vir julle sê, die Heilige Gees kom oor jou vir ander mense. Maar hy kom woon in jou en tabernakel in jou om jou te verander. Amen. OK, so julle kan in julle Bybels gaan na Romeine 8 toe. Ons gaan gou 'n bietjie ietsie lees. Romeine 8 vers 9 sê dit: "Julle is nie egter meer in die greep van die sonde nie. Julle lewens staan nou onder beheer van die Gees wat in julle bly. As die Gees van Christus nie in iemand se lewe aanwesig is nie, behoort hy nie aan hom nie. So eenvoudig soos dit. Christus is ook nou by julle. Daarom sal die Heilige Gees sorg vir julle dat julle vir altyd lewe. Selfs al moet julle liggame doodgaan." Amen. Julle lyk nie baie opgewonde oor hierdie nuus wat ek vir julle gee nie. Dit is immers die prys wat ons almal vir sonde moet betaal. Sal die Gees julle op 'n splinternuwe manier laat lewe. Hy sal dit doen omdat julle deur God vrygespreek is. En dan in vers 12 staan daar: "My broers en susters, omdat die Heilige Gees in ons bly, mag ons nie langer in sonde rond lê nie. As julle kies om aan te hou sondig, moet julle weet dat julle sonde dood sal sterf. Maar as julle toelaat dat die Heilige Gees met julle sonde afreken, sal julle vir altyd saam met God lewe." En dan kom die nog beter nuus. Almal wat deur die Heilige Gees gelei word, is kinders van God. Amen.
As julle hierdie keuse maak, is julle nie slawe vir dinge soos angs en vrees nie. Onthou, God het sy Heilige Gees gegee aan julle wat in hom glo. Dit is hy wat julle kinders van God gemaak het. Dit is sonship. Jy is nou 'n seun van God, 'n dogter van God. En verder is dit ook die Heilige Gees wat 'n diep verlange na God in jou wakker maak. Is dit nie mooi nie? Die Gees roep voortdurend in julle binneste uit, Vader, liefdevolle Vader. Hy sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen jou en God is. Ek het die week deur so 'n bietjie van 'n storie gewerk met my eie pa. En dit was asof die Here net weer daai seer vir my kom oopmaak het, want hy wou vir my sê, Alrien, en in daai hartseer wat ek gevoel het, in daai oomblik, toe hoor ek hoe sê God vir my, jy is nie meer jou pa se dogter nie, jy is myne. Ek het jou geroep, ek het jou redeem, was die woord wat hy gebruik het. Jy is myne. En dat hierdie hele nuwe ding van wat dit is om 'n seun en 'n dogter te wees in God se koninkryk vir my oopgegaan. Ek sê vanoggend vir Efrit, soos eweskielik hoor ek hoor die Here se stem soveel harder. Soos ek voel asof ek van voor af gered is. En ek kan voel die laaste ruk omdat ek God in sy rightful plek in die drie eenheid gaan sit het. Maak alles net vir my soveel meer sin. Ek voel die Heilige Gees. Ek voel Jesus is by my. Amen. Dis sulke goeie nuus. En wat ons ek gaan nou vooruit hardloop dat ek net wag. Want ek het 'n bietjie teruggaan. God roep ons ongelukkig uit ons bekendheid. En dit is wat die week met my gebeur het. Ek is ongemaklik gemaak. Ek is ongemaklik gemaak in 'n situasie want God wou my wys, jy's my kind. Maar hy wou ook hierdie ding in my uithaal. En dit was sleg. Dit was nie lekker nie. Ek moes deur goed werk, ek moes mense vergewe van voor af wat ek gedink het ek gedoen het. Ek moes dit weer gaan doen het. Want dit wat God my voorgeroep het, is baie belangriker as waar ek nou is. En omdat hy my pa is, het hy my heeltemal te lief om my so te los. Hy wil my hier kry want daai goeders is belangrik. Dit wat hy my heen geroep het, is belangrik vir my. Dit is God se plan vir my lewe. So as ek sê ek wil nie gedoop word of ek wil nie gevul wees met die Heilige Gees nie, dan gaan ek teen God se plan vir my lewe. Ons kan nie self daai besluit neem nie. Ons moet net sê ja. Want sy plan is altyd beter. Altyd. Sy plan is altyd beter. Dis sulke goeie nuus julle. Julle lyk nie vir my opgewonde nie. Was dit right? In Lukas 7, ek het in die kar dit vir Enfred gelees. Kom daar Fariseërs na Jesus toe en hy sê vir hulle vra vir hom, maar hoekom moet ons deur Johannes gedoop word? Nee, hulle sê net soos ons gaan dit nie doen nie. En hy sê toe vir hulle, moenie God se plan vir julle lewe verwerp nie. Ons moet net sê ja. Amen. So kom ons kyk gou-gou 'n bietjie na wie die Heilige Gees nie is nie. Okay, die Heilige Gees is nie daar om heeldag vir jou te vertel wat jy verkeerd doen nie. Okay, hy's daar om jou te herinner dat jy 'n seun en 'n dogter van God is. In Johannes 16 sê dit baie mooi. In Engels sê dit, the Holy Spirit convicts the world of their sin, but reminds God's sons and daughters of their righteousness in Christ. Amen. Hy is nie opsioneel nie. Net soos wat die doop 'n command is. Dit is nie, jy doen dit nie omdat jy net lekker voel nie. Dit is 'n instruksie in die woord. Laat doop jouself. Net soos is invulling ook 'n instruksie in die woord, want God het vir die disippels gesê, gaan wag in Jerusalem voordat julle enigiets doen, gaan wag. Gaan wag vir hom. Voordat julle uitgaan en die wêreld gaan verander, gaan wag vir die een wat julle gaan krag gee om dit te doen. Amen. So, hy is die Gees van waarheid. Hy openbaar die waarheid en hy lei ons in die waarheid. Hy lei ons altyd terug na die waarheid wat Jesus is.
Hy is die bevestiger van ons identiteit as seuns en dogters van Christus. Hy verbind ons met God. Hy maak dat jou geestelike lewe nou kan begin. Hy maak dat jy geestelik lewendig word. Hy is die kragtige derde persoon van die drie-eenheid. Hy is nie net 'n gees of 'n spookie wat daar ver en ons almal behandel hom so, nê. Ag, hy is maar net daar. Ons weet van hom, hy's daar. Hy is die engine agter jou verhouding met Jesus. Sonder hom is dit nie moontlik nie. Hy het die woord geskryf. En hier gaan ek julle nou so klein bietjie challenge. Baie keer ek doen dit. Vat ek die drie-eenheid God die Vader, God die Seun en ek vervang God die Heilige Gees met die woord. Ek sê God die Heilige Woord, want ek vat partykeer dit wat die woord sê. Verstaan julle wat ek sê? En ek vra nie vir Heilige Gees om vir my te wys wat hy vir my wil wys nie. Ons kan nie die woord sonder die Heilige Gees lees nie. Hy is die een wat ons oë oopmaak om te verstaan wat die staan. Hy is die een wat deur ander mense die woord geskrywe het. Amen. Kan julle sien hoekom het ons hom nodig? Hy is die gees van aanneming. Hy herinner jou dat jy is nou aangeneem. Ek behoort nie meer aan 'n aardse pa nie. Ek het 'n pa, 'n perfekte pa in die hemel. En ek is aangeneem as sy kind. Ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Is dit nie wonderlik nie? Hy bemagtig groot werke. Hy stel ons in staat om selfs meer te doen as wat Jesus gedoen het. Dit staan in Johannes 14 staan daar. Julle sal nog meer doen as wat Jesus gedoen het. Dis powerful, hoor. So, kom ons kyk gou-gou in Handelinge. Hoe kry ek die Heilige Gees? OK? So, ons het nou so 'n bietjie gepraat in Handelinge. Is daar talle voorbeelde van mense wat gevul word met die Heilige Gees. Die eerste een is met die uitstorting van die Heilige Gees, toe hulle daar bo gaan wag het in die kamer en toe die aarde begin bewe het en 'n wind gekom het en tonge van vuur. Kan julle dink hoe bang hulle was? Imagine net, ek dink dat 'n hele paar van hulle weghardloop. Hulle was soos ons is die lus vir hierdie nonsens nie. Wat is hierdie? Wat gebeur met ons? Maar kan julle dink hoe bang hulle was? Hulle het nog nooit so iets ervaar nie. Ek meen, hulle het gesien wat doen Jesus. En kan julle dink hoe bang hulle was want nou het hulle besef Jesus roep ons ook om dieselfde te doen. Nee? Maar daai dag is hulle gedoop met die Heilige Gees en God het homself met sy mense versoen. Jesus het ons sondes betaal aan die kruis. Die tempel se gordyne het geskeur en ons het nou toegang tot die heiligste van heiligste deur middel van die Heilige Gees. Amen. So, dit het obviously nie gelyk soos wat hulle gedink het dit gaan lyk nie. Die uitstorting van die Heilige Gees het, ek dink dit het hulle wildste drome oorskry. Hulle het nie gedink hulle gaan in alle tale praat en al die goed doen wat hulle te gedoen het nie. Ek wil net gou so 'n bietjie terug want ek het hierso iets uitgelos wat ek moet vir julle sê. OK, so as ons verder in Handelinge kyk, dan dit was die eerste keer wat die Heilige Gees uitgestort is. So Handelinge praat van 3 maniere hoe ons die Heilige Gees kan kry. OK. En ek gee nou 'n baie simpel 'n simpel preek vanoggend, maar ek voel dis nodig. Die eerste een is deur doop. So mense is gedoop en hulle is gevul met die Heilige Gees. Die tweede een was Petrus en Kornelius se huis en deur geloof het hulle geglo wat Petrus vir hulle geleer het. En hulle is gevul met die Heilige Gees deur geloof. Maar hulle is direk daarna is hulle gedoop. OK? En dan die derde een het die apostels gaan hande oplê op mense en hulle is gevul met die Heilige Gees na die oplê van hande. OK. Maar 'n baie belangrike punt van al hierdie dinge is geloof. Om te glo
dat die Heilige Gees is so kragtig soos God en dat hy my bemagtig om te doen wat ek moet doen, dat hy die engine is agter my verhouding met God. Amen. Ons het hom nodig. Ons het hom nodig. Eintlik so baie om te sê nog, maar net 5 minute oor. Dis okay. In Jesaja 61 is daar 'n profetiese belofte waar hulle vir ons sê dat God gaan sy gees uitstort op alle vlees. En mense gaan profeteer en mense gaan drome droom en mense gaan goed sien. So hierdie goed is alles tekens van die Heilige Gees. Okay, tale bid, om in tale te bid is net 'n teken. Dis net 'n teken dat jy het die Heilige Gees. Om te profeteer is 'n teken dat jy die Heilige Gees het. Die grootste een vir my is vrugte van die Gees. Het jou lewe vrugte van die Heilige Gees? Het jy toegelaat dat God en Heilige Gees en Jesus binne in jou kom tabernakel om jou te verander sodat jy kan vrugte dra? Want al hierdie goeie speel 'n rol wanneer ons uitgaan in die bediening in. Wanneer ons na ons werkplek toe gaan, wanneer ons in Spar gaan rondloop, wanneer ons in koffiewinkels sit. Het jy toegelaat dat die Heilige Gees jou kom verander? So, ek het vanoggend vir julle 2 vragies. Ek dink almal van julle is gered. Hier's niemand wat nog nie hulle lewe vir die Here gegee het nie. En as jy nog nooit in die Heilige Gees gedoop is nie, vra dat hy sal kom. Wees honger vir dit in jou hart, want jy kan nie sonder dit nie. En ons gaan nou na die tweede diens gaan ons bietjie tyd maak vir ministry. En ek dink ons het tyd. Ons gaan so 'n bietjie ook, ons gaan gou-gou een laaste liedjie sing na die diens. En as daar enigiemand is wat graag wil hê ons moet hande oplê vir jou en vir jou bid, asseblief kom vorentoe. Hy gaan jou nooit verneder nie. Jy hoef nie bang te wees vir hom nie. Inteendeel, ek sien die Heilige Gees as die Vader wat jou soen. Soos in Lukas 15 toe die verlore seun huis toe gekom het, was dit so mooi want die verlore seun sê in Lukas 15, ek is nie waardig genoeg dat my pa my terug sal vat nie. Ek is raai daarmee om 'n slaaf in sy huis te wees. En hoe baie keer aanvaar ons nie ons redding van selfsprekend nie. Jesus het aan die kruis gesterf. Jy het dit verdien nie. En baie keer moet ons nederig wees en sê soos ek is alright om net 'n slaaf in God se huis te wees. Dit is vir my genoeg. En wat gebeur toe? Toe kom die pa in die pad afgehardloop en hy val op hom neer en hy soen hom. En hy sit 'n ring aan sy vinger en hy gooi 'n mantel van belonging bo-oor hom. En hy sê vir hom, jy's my seun. Jy het huis toe gekom. En dit is vir my die mooiste teken van die Heilige Gees. Want dit is wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom sê vir jou, jy is nou 'n seun en 'n dogter van God. Sonder dat jy enigiets gedoen het. En as ons die bediening benader of ons die res van ons lewe benader met daai uitkyk, man, ons kan nasies verander. Dit kom alles neer op identiteit, nê? Nee. Okay, so julle kan daai liedjie speel en dan gaan ons dit sing en as er iemand is wat gebed nodig het of wat wil hê ons moet vir julle bid, asseblief ons is hier voor. Maar ja, ek wil net gou eers bid. Dankie Jesus vir hierdie woord. Dankie Jesus dat ons kan weet dat ons is seuns en dogters van U. En dis ons plek van identiteit as seuns en dogters van God wat ons bemagtig om uit te gaan en in die bediening te doen wat U geroep het om te doen. Dankie vir U Heilige Gees. Dankie dat U hom gretig oor ons uitstort sonder dat ons enige iets gedoen het om dit te verdien. Vader, ek bid dat U Heilige Gees hongerte sal wakker maak in harte vanoggend en vir almal wat aanlyn luister.
Ek bid dat U weer 'n vlammetjie sal laat brand vir U. Dat ons gretig sal ja sê vir dit wat U wil hê ons moet word en wees.